lusters, terwyl die dinge nog geskakel, gaan ek so lank begin met die vooraf praat. In die eerste plek natuurlik, ek dink ons almal het seer saam met Ditlin en broeder Apie met die afsterwe van Suster Margriet. Ons gaan haar almal baie mis. Maar ons weet dit is vir julle bitter moeilik. Ons bede is dat die Here julle in sy krag en sy vertroosting sal toevou en julle sal genadig wees. Kom ons nou net 'n oomblik stil. Ons sê baie hartlik welkom aan besoekers by ons. Ons nooi almal hartlik uit om saam met ons gemeente ook koffie of tee by die melkstal te geniet na die erediens. Katekisasie les 7, die Paulinusklas Dinsdag by my. Bybelstudie Donderdag by Plet om 17:30. Finale reëling sal deurgegee word aan die groep. Dan ons verwag dat die stoele hierdie week gaan kom, Dinsdag of Woensdag. Ons vra maar dat mense wat dit kan doen om te kom help, dat julle maar die 2 dae so 'n bietjie oophou asseblief, sodra dit finaal fases van wanneer dit kom, sal dit deurgegee word op die gemeentegroep. Maar ons gaan hande hier nodig hê. Die aflewering kan nie inkom nie. Hulle gaan by die pad moet aflewer, so ons gaan die stoele moet inkarwei. Ons gaan hulp nodig hê, met ander woorde, om die stoele hier te kry ook, en dan in te pak en te besluit wat bly en wat gaan. So, ons vra maar dat die wat kan help, Dinsdag of Woensdag, ons weet ook nie op watter dag gaan hulle kom nie, maar dat u asseblief maar 'n oog op die gemeentegroep sal hou om te kan kom help, asseblief. Ons sê baie dankie vir die wat die reëlings daarvoor vir ons getref het. Dan ons die begrafnis of die troostdiens van Suster Margriet word beplan vir Saterdagoggend 11:00 hierso. Saterdag 11:00. Die troostdiens dan hier. Ons het nou nie vanmôre verjaardag nie, maar ons wil tog die seënbede sing vanmôre, besonderlik dan vir broeder Glyn en broeder Apie en hulle familie, dat die Here hulle in die seën sal dra. Ons sing dit sitende saam. Ons nader voor die Here vanmôre met Psalm 2 vers 6. In Psalm 2 dit oor die heidendom wat woel in 'n opstand is voor die Here, maar die Here wat antwoord deur sy koning te gee wat sal regeer. En die Psalm eindig dan, ons weet die vervulling is in ons Here Jesus Christus, en
Psalm eindig dan met die oproep om God en sy gesalfde te dien, te eer, ook voor die seun te buig as ons koning. Ons sing vers 6 van Psalm 2, sittende saam. Die Here lê in sy genade sy hand op ons wat voor hom kom kniel. En hy groet ons met sy seën. Geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is, wat altyd was, wat altyd sal wees, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing uit die lofliedere wat voor die troon opgaan in Openbaring 4 en 5. Ons sing by die beruiming 5:3, skrifberuiming 5:3. Ons sing daarvan vers 1, 2 en 5. Daarna bely ons saam ons geloof en in aansluiting by ons belydenis sing ons lied 396.
Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons het verlede week daarby stilgestaan hoe dat ons herskep moet word, omdat ons in die sonde dood was, verlore was in ons ou natuur. Dat daarom ons nie sonder die ingryping van God deur die wedergeboorte kan leef nie. Nou kom Sondag 4 met die vraag, maar as dit dan die geval is dat die mens wat in sonde geval het nie meer kan doen wat hy moet doen nie, moet herskep word, doen God die mens dan nie 'n onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy tog nie kan doen nie? Die antwoord nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen. Maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duiwel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Dit bly ons skuld dat ons so is. Voorbeeld. Jy het 'n Liefling koffiebeker. Maar jy het daar die koffiebeker om uit koffie te drink. Hy moet die warm water en die koffie kan vashou en by jou mond kry. As daai beker gebreek het, dan kan hy nie meer werk nie. En wat doen jy dan met hom? Hoe hou jy ook al van die beker gehou het, hy gaan split.
Niemand sê dis onregverdig nie. Jy kan mos nou nie hierdie ding se skerwe nou so opvee en die toneelsblik gooi. Hy werk nie. Hy stukkend. Jy kan die reëls verander en sê nee, maar goed, ek wil dit nou nie meer as 'n koffiebeker hê nie. Ek hou van 'n hoopie skerwe en dis nou baie doelmatig. Dit lyk vir my pragtig. Die meeste mense sal vir jou kom en sê, nou maar hierdie hoopie skerwe, wat is dit? O nee, dis vir my dekoratief. Wat het jy gedoen? Jy het die wet verander. Wat vir daai ding geld. En dis wat daai mense van God verwag, wanneer hulle hierdie vraag moet vra. Hulle verwagting is, maar goed, die mens het gebreek in die sonde, en nou moet die Here vir ons, hy moet aanpas by ons breek. En daarom moet hy 'n ander doel kry vir ons. Hy moet ons op 'n ander manier gebruik, want dis sou nie regverdig as hy die stukkende, die brokstukke gaan weggooi en sê nee, maar dis nie reg. Het is ook merklik dat die woord wat ons met hel vertaal, hou verband met die ashoop buite Jerusalem destyds, waar hulle die goed wat stukkend was weggegooi het. Dis wat die hel letterlik ook is. Dis God se ashoop. Dis waar hy weggooi. Nou ashoop toe gaan, dan goed wat kan brand word, verbrand daar, goed wat vrot word deur die wurms gevreet. Daarby sluit die beelde ook aan, die vuur wat nie sal ophou nie, en die wurms wat nie sal ophou vreet nie. Dis die gedagte van die hel is. Dis waar die goed weggegooi word wat nie meer werk. En dis wat ons verdien vanuit die sondige aard. Want dis nie God se skuld dat ons gebreek het nie. En dat ons vanuit daai gebrokenheid ook nog self breek en onsself voortdurend deur ons sonde voor die Here in skuld dompel. Daarom die antwoord ook, dis die antwoord van die woord. Gaan kyk waarvoor het God gemaak. En wat God doen in sy verlossing is nie maar net om reëls te verander, om verskerwe nou maar te duld en te sê, ons leef nou maar daarmee saam. Maar God se verlossing bring nuwe lewe. Hy herstel en hy verbeter in sy herskepping. Dis die wonder van die herskepping. God is nie tevrede met die breek nie. God maak heel. En daarom bly die reëls dieselfde. Daarom bly die Here van die mens verwag wat hy van die begin af bedoel het dat ons moet wees en hoe ons moet leef, die goeie werke waarvoor hy ons bestem het. En dan sê Efesiërs 2, God het ons herstel sodat vir elke goeie werk waarvoor hy ons bestem het. Die Here herstel uiteindelik. Maar nou die vraag, kan daardie herstel en die wedergeboorte waaroor by ons verlede week stil gestaan het, kan dit sommer net gebeur? Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie, inteendeel sy toorn is verskriklik, sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen. Ek gaan nie hierby verder nou stil staan nie, ons sal net terugkom hierby. Is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. Ons gaan verder hierby net nou stil staan. Maar ons luister eers na die riglyn van hoe ons behoort te leef. Dit waarvoor die Here ons gemaak het om te kan doen.
wat ons uit die verlossing kan doen, maar ook gedurig deur in ons ou natuur besef hoe ons daarmee sukkel. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Daarom mag jy naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie, enige afbeelding, ook denkbeelde van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, en hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen, nie jy en jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde en die see gemaak en alles wat daarin is, maar op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets wat in jou naaste behoort nie. Toe die hele volk die donderslae hoor en die weerlig sien, as ook die geluid van die ramshoring en die berg wat rook, was hulle bang en het gebewe. Hulle het op 'n afstand bly staan en vir Moses gesê, praat jy met ons en ons sal luister, maar God moet nie met ons praat nie, sodat ons nie sterf nie. Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie, want dit is om julle te toets dat God gekom het, sodat die ontzag vir hom deel van julle lewe sal wees, en julle nie sondig nie. Ons kan nie. En dis die groot genade verkondiging van die woord. Dat alhoewel ons die dood verdien, die Here die oordeel laat neerkom met op sy seun. Dis waarby ons besonderlik dan ook verder gaan stilstaan vanmôre. Kom ons sing oor die profesie, of uit die profesie uit Jesaja 53, van die koms van die Messias, wat die diensknegt van die Here, wat in ons plek kom staan, wat ons straf kom dra, ons oordeel, dit wat oor ons moes gaan, die oordeel, het die Here oor hom laat gaan. En ons sing uit die beruiming van daardie gedeeltes, dis beruiming 5:2, sing ons vers 4 en vers 9. Amen.
God, hoe groot is die wonder van u genade, dat ons hier in die teenwoordigheid kan wees. Dat terwyl ons van nature deel was van die wêreld wat woel en dreig en u gesag wil verwerp, u ons na u toe gebring het. Dat u vir ons verlossing gebring het, sodat ons hier in u teenwoordigheid kan buig. U kan aanbid. Met u genade kan leef. Help ons, Here, dat ons vanmôre opnuut sal besef hoe groot u genade is, hoe ingrypend u verlossing, sodat ons daaruit kan leef, u kan verheerlik. Lei ons deur u woord, lei hom wat u woord moet bedien met wysheid, dat ons u genade kan hoor. Dankie dat ons so tot u kan bid, juis deur hom, ons biddelaar, ons verlosser, ons Here Jesus Christus aan u regterhand. Amen. Ons het verlede week uit Johannes 3 gelees, ek gaan weer uit Johannes 3 lees, weer van vers 1 af. Ons gaan vandag verder by hierdie gedeelte, hierdie gesprek met Nicodemus, en ons by stil staan. Johannes 3, Evangelie volgens Johannes hoofstuk 3, en dan gaan ons ook by Numeri 21 net 'n paar verse ook lees, vir die agtergrond van dit wat die Here vandag ook vir ons uit hierdie gedeelte sê uit Johannes. Daar was 'n man uit die geleerdere van die Fariseërs met die naam Nicodemus, 'n leier van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom: hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord: Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Hierop vra Nicodemus hom: hoe kan hierdie dinge gebeur? Eintlik die gedeelte waarby ons besonderlik meer vanmôre stil staan. Hoe kan dit moontlik wees? En Jesus het hom geantwoord: jy is die leermeester van Israel en jy begryp hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle ons getuienis nie. As ek julle van die aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? Niemand het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die seun van die mens. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Sover uit Johannes. Blaai na nommer 21. Hy sê, soos die slang in die woestyn op 'n verhoog moes word. Die agtergrond daarvan, nommer 21 vanaf vers 4. Die Israeliete het van die berg Hor af weggetrek met die pad na die Rietsee om rondom die land Edom te trek, maar op pad het die volk ongeduldig geraak. Die volk het teen God en teen Moses uitgevaar. Waarom het julle ons uit Egipte laat optrek om in die woestyn te sterf? Want daar is geen brood of water nie, ons walg van hierdie ellendige kos. Die Here het toe giftige slange onder die volk ingestuur en hulle het die volk gepik. Baie mense van die volk Israel het gesterf. Die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig, want ons het teen die Here en teen jou uitgevaar. Bid tot die Here dat hy die slange van ons sal wegneem. Moses het toe vir die volk gebid. Die Here het vir Moses gesê, maak vir jou 'n slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gepik is en daarna kyk, bly leef. Moses het toe 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit. Wanneer 'n slang iemand pik en hy kyk na die koperslang, het hy bly leef. Tot sover. Ons verlede week by hierdie gedeelte in Johannes 3 begin stil staan. Nikodemus wat na Christus toe kom, om sê, ons sien iets in jou. Dit lyk vir ons, dit is moontlik dat jy die Messias kan wees. Maar hy kom met die aardse verwagting van die Israeliete, dit wat hulle in hulle kop gehad het oor wie die Messias, die verlosser van Israel moet wees, naamlik 'n politieke bevryding. Waarskynlik daarom wat hy in die nag kom. Want hulle wil saamsweer, hulle wil Christus help, sodat hulle hom as die koning kan gaan bevestig en die juk van die Romeine kan afgooi. En onmiddellik stel die Here vir Nikodemus die dinge reg. Hy sê vir hom, nee wag, jy het heeltemal die verkeerde perspektief op die koninkryk van God en die koms van die koninkryk. Julle kan nie die koninkryk van God bou nie, van die mense kant af nie. Nee, om die koninkryk van God binne te gaan, is 'n wedergeboorte nodig. God moet jou van bo af gebore laat word. Daarby het ons verlede week stil gestaan, in die gedeelte. Maar dan gaan hy verder om vir Nikodemus te sê, julle het heeltemal die verkeerde idee van wie die Messias is. Julle moet reg verstaan waarvoor die Messias moet kom, wat sy verlossing inhou. Nie die onderdrukking van die Romeine waarvan julle bevry moet word nie. Daar's ander dinge op die spel. Hy is baie duidelik besig om vir Nikodemus te sê wie die Messias is, want hy gebruik 'n baie belangrike messiaanse term om na hom te verwys. Die seun van die mens. Vanuit Daniël se profeseë oor die Messias, die koning wat deur God aangewys word om oor sy ryk te regeer in Daniël. Daar genoem die een wat lyk soos die seun van die mens. Van daar af die verwagting van die Jode ook van die Messias, die beloofde een uit Daniël, die seun van die mens. En so sê Christus, die seun van die mens het gekom. Ja, hy het van bo gekom, soos wat in Daniël ook gesien word, kom met die wolke.
Maar waarvoor het hy gekom? Waarvoor moet hy kom? Dan sê hy, soos wat die slang in die woestyn deur Moses verhoog moes word, so moet hy verhoog word. En wat ons nou dink aan ons koning, dan dink ons aan verhoging in terme van sy hemelvaart, sy verheerliking, maar dis nie wat hier ter sprake is. Want dis nie wat met die koperslang gebeur het. Ons het weer daar die geskiedenis gelees. Die Here se oordeel oor die volk deur hierdie slange onder hulle te stuur, giftige slange wat die volk pik, baie mense gaan dood. Dan sê die Here vir Moses, maak 'n koperslang en sit dit op 'n paal. Hoekom op 'n paal? Want vervloek is elkeen wat aan 'n paal hang. Die slang is nie verhoog na die hemel toe nie, hy is opgelig, verhoog aan 'n paal. Die Here het hierdie slang van koper laat maak. Dit is opmerklik dat koper die metaal is wat meer met die sonde van die mens ook verbind word. In die tempel het jy dan ook in die allerheiligste waar God is, skitter dit met goud. En dan kry 'n mens die silwergoed ook, wat ook nog in die heiligheid is, maar die koper is buite dis die koper waskom waar die sonde gewas moet word. Die altaar, die brandofferaltaar koper waar die versonde versoening moes gedoen word. Daar in die voorhof waar die versoeningswerk gedoen moes word, daar was in die tabernakel ook die voetstukke van die goed was koper, van die palissade rondom ensovoorts. Die Here laat nie hierdie slang van goud of silwer maak nie, koper. Die metaal wat verbind word met versoening en met sonde en die noodsaak van die versoening. Maar dan moet hy op 'n paal gehang word. Die simboliek daarvan was, die Here het hierdie slang vervloek. En daarom die wat dan na die slang kyk, genees is, as hulle gekyk het en vasgehou het, hierdie slang is vervloek deur die Here, dan het sy krag van sy gif en die wyk geneem en is die persoon genees. Vashou aan die vloek. Dis wat die Here van praat wanneer hy sê die seun moet soos die koperslang in die woestyn, so moet die seun van die mens, die Messias, aan 'n verhoog word. Hy moet aan 'n paal opgehang word, aan 'n kruishout. Hy moet in ons plek vervloek word, want ons verdien die vloek van die Here. En dis die enigste manier waarop ons van daardie vloek ontslae kan raak. Dis nie 'n heerlikheidsopkyk nie, dis kyk na vashou aan in my plek vervloek. Daarom kan ek lewe. Van nature is ons vol van die gif van die duiwel. Ons is aan die sterf. Soos iemand wat deur 'n slang gepik is. Merklik hoeveel die beeld van die slang van die sondeval af tot in Openbaring verbind word aan die duiwel en sy werk. Maar deur dit wat hy gedoen het, het ons self sonde geword. Ons het daai gif aanvaar. Die mens is sterwend, geestelik dood.
Soos wat in Israel in die woestyn nie kon gered word as die slang nie vervloek is, moet daar iemand of iets in ons plek vervloek wees om my vloek te dra. Dis die ou boodskap van die evangelie, maar dis wat Christus hier ook in hierdie preek aan Nikodemus vir hom deurgee. Moenie verwag om 'n aardse koninkryk te wil kry vanuit die verlossing. Het gaan oor die koninkryk van God. God wat moet wederbaar, maar hoe is dit moontlik, vra Nikodemus? Dan sê hy, dis wat moet gebeur. Die wedergeboorte is ook nie van self maar net moontlik. Voordat dit kon moontlik wees, moes die dra van die vloek op ons sonde moes op die tafel wees. Daarom wat mense in die Ou Testament ook gered kon word, want daar was aan mekaar vir hulle vooruitgewys. Hulle het die Messias nog nie behoorlik self gesien nie, maar hulle het hom gesien in die offers en in die dinge wat gebeur het, wat die Here vir hulle gegee het. Wat aan mekaar verkondig het, wat moet gebeur. So was ook hierdie gebeure in die woestyn, iets wat die Here in sy raadsplan ook gebruik om vir ons 'n beeld te gee, wat sy seun dan ook kom vir ons vasmaak in hierdie gesprek met Nikodemus en sê, dis een van die voorbeelde uit die Ou Testament, van wat God al lank al bestem het. Die mens is vervloek deur sy sonde. Daardie vloek moet gedra word. Daar's net lewe moontlik wanneer ons kan opkyk en hom sien wat in my plek die vervloeking gedra het. Net wanneer ek werklik glo, maar hy is werklik in my plek vervloek, wat ek vry kan word en kan gesond word, daar genesing kan wees van die gif in my, wat die lewe moontlik is, die wedergeboorte, die herstel wat die Here gee. God het die reëls verander en die vervloeking weggeneem, omdat hy besluit het, nee wag, die mens kon dit nou nie doen nie, so kom ons neem hom maar nou net nie, hou hom maar net nie verantwoordelik nie. Nee. Die Here het die oordeel die weggeneem. Dit het hy ook nie gedoen. Hy het dit dat neerkom op sy seun, sodat ons deur hom die lewe kan hê. Want die oordeel van God moes gedra word. Die mens is dit skuldig. Maar is dit 'n ou boodskap? Dit wat ons van kindsbeen af ken, wat oor en oor gepreek word in die kerk, mag ons opnuut weer vanmôre vasmaak. Opkyk na die kruis en hom sien wat in my plek daar gehang het. Wat my vloek gedra het, sodat ek wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Amen.
O Here, ons almagtige God, ons kyk vanmôre opnuut op na die kruis. Ons kyk so baie op na die kruis, dat ons moet erken, Here, dat dit vir ons gaan gewoonte word, sonder om werklik te sien. Dankie, Here, dat U deur die woord ons lei vanmôre om opnuut te kyk, raak te sien, dat die Seun van die mens, ons Messias, U Seun, na hierdie wêreld gekom het, om waarlik ons vloek te kom dra. Om as 'n vervloekte aan die kruispaal te kan hang, sodat ons die lewe kan hê. Die Here kan ons ooit genoeg kyk, genoeg vashou, genoeg glo. Dankie, Here, dat ons in ons opkyk, en ons sien van dit wat U gedoen het, die lewe in ons kan ervaar. Kan beleef hoe dat die gif van die slang uit ons siel uittap, teëgewerk word. Ons die lewe kan ervaar, nou eers kan vorentoe kyk, met hoop. Dankie, Here, dat ons ook juis, waar ons as gemeente ook geskok is, deur Magriet wat U van ons weggeneem het, dat ons kan weet, sy leef. Dat ons troos kan hê, juis deur hierdie boodskap. Ons bid, Here, dat U vir Broeder Klin, Broeder Aakie en die familie krag sal dra en vertroos, en vir ons almal wat hartseer is. Dankie, Here, dat ons kan treur, maar nie met hopeloosheid, maar met hoop, met sekerheid. Ons kan hartseer wees oor dit wat ons mis, maar kan seker wees van die lewe by U, wat vas staan. Wil U ons lei om elkeen so te leef, dat ons die belewing van die verganklikheid wat in ons eie liggame is, ook kan hanteer, juis omdat ons hoop het en kan verder kyk as verganklikheid van hierdie lewe. Dankie, Here, dat ons in hierdie wêreld waarin ons leef kan hoop hê en kan moed hê. Lei ons, Here, dat ons in hierdie wêreld nie net met hierdie in konfrontasie sal leef met hierdie wêreld rondom ons in 'n stryd nie, maar dat ons ligdraer sal wees in hierdie wêreld, wat die antwoord, wat die teengif in ons sakke het, wat U vir ons gegee het deur U Seun. Die enigste hoop vir hierdie wêreld. Dat ons met hierdie wêreld sal besig wees met die hoop wat in ons lewe, en nie maar net in stryd, omdat die wêreld so vyandig is nie. Wil U gee dat die evangelie boodskap
verlossing kragtig mag deurwerk in die harte van mense. Laat die Gees, o Here, die wedergeboorte, die nuwe lewe, sodat hierdie wêreld kan verander. Dankie Here, ons met hoop kan lewe, met moed kan lewe, en U kan loof en prys, dat ons uiteindelik in ons opkyk by die kruis kan verbykyk, na die ewigheid, na die heerlikheid, na die seun van die mens, nie maar net as die vervloekte aan die kruis, maar die een wat uit die graf opgestaan het, wat aan die regterhand van die Vader leef en regeer. Sodat ons lewe nie net met verootmoediging gevul sal wees, maar ook met lof, met lofpryse, met ontzag. U, die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, kom aan ons lof toe. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons geld. Ons sing uit die gedeelte wat ons gelees het, skrifberuiming 1:3, is beruiming uit hierdie gedeelte. Ek wou eintlik ook net nog sê, in die woestyn het hulle die slang op die paal gehad. En ons sou kon dink dat, waarom nie 'n simboliek van die duiwel op die kruis nie. Want dit is die groot genade van die Here. Want dan sou net die bose vervloek gewees het. En ek sou nog steeds met die vloek van my sonde geleef het. Christus wat in my plek, my vloek dra, wat vir my die ware lewe bring. Dit is so ingrypend, dat Christus daar gaan haal, waar ons eintlik ander dinge sou verwag. So lief het God die wêreld, dat hy vir ons sy seun, sy enigste gegee het, ons redder, lig en steun. Ons sing skrifberuiming 1:3. So lief het God die wêreld,
Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en in jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees. Amen.